KwaNongaba se polisiestasie adjutant-offisier Kapie Kap gaan 'n bietjie later met ons aansluit. Hy verteenwoordig die polisie. By my in die ateljee het ek raadslid Leon van Dijk. Hy is die portefeulje voorsitter vir gemeenskapsveiligheid. Meneer van Dijk, goeiemiddag. Dankie dat u met ons gesels. Baie welkom. Ja, goeiemiddag Christo en ook goeiemiddag aan al die luisteraars. Altyd lekker om hier by julle te kuier. Ja, is lekker vir ons om vir u te hê. Ek wil ook net vir meneer Williamson. Hy is natuurlik Henry Williamson. Hy is die hoof van munisipale verkeer en wetstoepassing. Dit is waar hy doenig is. Draai net vir ons so gesels het met binne die mikrofoon dan kan ek vir u duidelik hoor. Goeiemiddag meneer. Middag Christo en luisteraars. Baie dankie vir die geleentheid. Baie dankie dat u ook lekker saam met ons kuier. Ek gaan heel eerstens gesels met raadslid van Dijk natuurlik wat hy is die portefeulje voorsitter vir gemeenskapsveiligheid. Raadslid van Dijk, ons het al etlike kere het ons voorheen gesels oor die rol van die gesamentlike operasionele sentrum. In kort, watter rol speel die polisie in hierdie sentrum en waarom is hulle daar? Hoe skakel die personeel in die JOC asook die munisipale wetstoepassers met die polisie binne die operasionele sentrum? Christo, baie dankie vir die geleentheid. Ek dink mense moet so 'n bietjie net in perspektief dalk verstaan waaroor die JOC eintlik gaan. Want wanneer mense nou sê GOS, dan weet ons nie eintlik dis dieselfde ding as die JOC nie. Ja. So ons praat maar in Engels van die Joint Operations Center. Ek dink daar's baie keer so 'n bietjie van 'n verwarring oor wat mense dink regtig in die beheersentrum aangaan en ek dink meeste mense gaan van die standpunt af uit dat ons na alle misdrywe kyk of beheer of probeer proaktief bestuur. En dis nie regtig waar nie. Dit is 'n komponent van wat presies in die beheersentrum aangaan. So mense moet so vinnig miskien so 'n bietjie gaan loer oor wat daar aangaan en dan kan 'n mens bietjie uitbrei van daar af. So wat ons gedoen het is ons het meeste van ons vername dienste, sentrale dienste of noodsaaklike dienste gesentreer binne in die operasionele sentrum waarvan die brandweer is. Natuurlik die call center of die operasionele sentrum waar mense soms skakel na ure, enigiets van 'n gebarste pyp na natuurlik 'n hond wat blaf, kom ook deur soontoe. En dan het ons natuurlik langs aan die spesifieke fasiliteit het ons dan die Suid-Afrikaanse polisie wat ek nou 'n bietjie meer oor sal gesels en natuurlik ook korrektiewe dienste. En dan aan die oorkant van die sentrum het ons die Rhino Action Group en dan ook ons telemetriestelsel en dan het ons natuurlik ons provinsiale en munisipale verkeer. En dan finaal aan die onderkant binne die operasionele sentrum het ons dan ons eie CCTV kamer waar daar so 350 kameras tans operatief is. So ek wens dit moet 'n mens gou so in oënskou neem. Dan sit ons met omgewingskundiges ook in die sentrum. Ons sit met 'n green desk, soos hulle sê, met ander woorde wat kyk na omgewingsverwante sake. En dan het ons ook natuurlik twee provinsiale afdelings wat ook verteenwoordig word, die Wes-Kaapse Drankraad en natuurlik die polisie se ombudsman. Het ook 'n teenwoordigheid daar. So die gebou of die struktuur is op 3 vlakke gebou, so 800 vierkante meter groot met verskeie vlakke vir bepaalde redes. Nou ja, ons kom terug by die vraag van die Suid-Afrikaanse polisie. Ons weet daar is 'n baie noue en goeie verbintenis tussen ons en die Suid-Afrikaanse polisie en dit is iets wat 'n mens, soos hulle in Engels sê, treasure, né? Want ons is interafhanklik van mekaar saam met wetstoepassing en natuurlik die verkeersafdeling. So die sentrum maak voorsiening vir die aanwesigheid van 'n polisiebeampte. Daar's 'n memorandum of understanding, soos hulle in Engels sê, vir ooreenkoms met die Suid-Afrikaanse polisie. En daar is 24 ure 'n dag 'n polisieman, 364 en 'n kwart dae van die jaar. En dit beteken dat die polisie interaktief is met al die rolspelers binne die spesifieke operasionele sentrum. Die selfe funksionaliteit wat by 'n stasie is in terme van die aktiwiteite en of datastelsels ensovoorts is ook aanwesig by die polisiebeampte. En dan die polisiebeampte het natuurlik toeganklikheid tot alle kamerastelsels en alle kiosks of alle afdelings binne in hierdie sentrum. So en dit is hoe ons dit wil hê, is dat daardie polisiebeampte kan beheer neem net wanneer hy wil of hy kan enige data en of beeldmateriaal oproep. So baie belangrike faset dat daar 'n polisiebeampte is en ons hoop om die kapasiteit wat ons tans daar het ook binnekort uit te brei. Wat belangrik sou wees is dat 'n mens in ag neem dat hierdie polisiebeampte is verantwoordelik vir 4 stasies en natuurlik die stasie van Hubbardsdale en dat hy dan ook radiokommunikasie het vanaf Albertina regdeur tot in Plettenberg Baai. En ek dink iets wat die luisteraars nie weet nie is binnekort word die Suid-Kaap se
polisie radiostelsels dan ook gevestig met die MAS-stelsel wat ons oprig by die operasionele sentrum. So 'n lekker aktiwiteit met die polisie. En ek het so iets ook gelees dat die polisie in Suid-Afrika ook dalk binnekort live kameras sal kry. Dit is inderdaad so. Ja, dis aan die aanloop. Dit is inderdaad so, die wetstoepassers dra dit reeds hier by ons, Stad van Kaapstad dra dit ook. As 'n mens kyk, en ek wil nou nie namens Kappie praat nie, ek kan myself daaroor praat, maar ek weet, omdat ek baie interaksie het met die polisie, dat die eise is redelik hoog in die provinsie, teen die polisie. En dit is moeilik as iemand sê, jy weet die polisieman het my aangerand om die teendeel te bewys. Dit is net so. Ja. So dis 'n vorm van beskerming en dit maak ook dan seker dat ons gedrag van ons beamptes en die polisie altyd op standaard is en verbeter, korrek. Ja. Ja, ek is bewus daarvan dat dit is dieselfde soos die gesondheidsdepartement, die staat sukkel met geweldige eise teen die staat in die gesondheidsdepartement, soos u nou genoem het, Raadslid van Dijk, dieselfde in die polisie. Kan u vinnig verduidelik hoe die K9-eenheid en die RU-eenheid gevestig is en waarom? Wat is die RU-eenheid? Wat sê, dit is in Engels staan dit vir Reaction Unit of reaksie-eenheid. Okay. En dit beteken maar dis maar mannetjies dis gewoonlik jongetjies en sterk jong manne wat gewoonlik vir ons uitvoering gee aan spesifieke take en onder andere is dit onwettige grondbesetting of waar ons dadelike reaksie moet hê met betrekking tot potensiële onrus waar die manne toepaslik opgelei is. Om terug te kom na jou vraag oor die K9, ja, ons het 'n K9-eenheid gevestig deur die provinsie omdat Mosselbaai gesien word waar die provinsie werklik sy befondsing kan investeer en natuurlik resultate sal toon. So Mosselbaai word gesien om baie toenemend en deeglik altyd kom ons sê betrokke te wees met misdaadvoorkoming. So weer eens 'n baie goeie gesindheid met die polisie, probeer nie die werk van die Suid-Afrikaanse polisie wegneem nie. En daar is 'n paar fiktiewe feite wat nou maar die ronde doen, Christo, in terme van dat hierdie honde het nie bevoegdhede nie en dit is 'n absolute onwaarheid. Daar is ook 'n memorandum met die Suid-Afrikaanse polisie oor die gebruik van honde en dan moet dit saamgelees word met die strafproseswet en natuurlik die artikel en natuurlik ons bevoegdhede in terme van 334. En soms word dit misken. So honde kan definitief gebruik word. Honde is net 'n middel om die hanteerder te help om bepaalde stowwe uit te reik. En in ons geval het ons tans 7 honde. Ek en meneer Williamson het die eenheid saam begin. Ons is deur die dik en dun het ons maar al die goedjies reggerig. Maar daar 7 honde op hierdie stadium, maar is verantwoordelik vir bedreigde spesies, 'n bietjie ammunisie en dan kyk ons ook na narkotiese middele waarop hulle meeste kom ons sê nou maar ingeprent is of geleer word. En dan is die volgende oogmerk of doelwit is om 2 reddingshonde op te lei. Daar is nie. En wanneer 'n mens kyk na die topografie van in en om Mosselbaai en natuurlik die Suid-Kaap vir wie die honde-eenheid verantwoordelik is eintlik, is dit belangrik vir ons om daardie honde in te kry. So, ek wil dit baie duidelik stel dat ons nie in kompetisie is met die Suid-Afrikaanse polisie nie. Inteendeel, daar is 'n baie goeie samewerking tussen die twee vertakkings om mekaar behulpsaam te wees. So ja, die ander honde-eenhede net vir interessantheid, een in Swartland en dan natuurlik een in Oeverstrand en dan word daar potensieel oorweeg vir Beaufort Wes en of Woester. So dit gaan oor al die toegangsroetes en sodat ons die hulpmiddele daar het vir onsself en natuurlik vir die Suid-Afrikaanse polisie en tot voordeel van die gemeenskap. En dis die onmiddellike gemeenskap van die Mosselbaai area. Dis die stem van Raadslid Leon van Dijk, hy is die portefeulje voorsitter vir gemeenskapsveiligheid. Ek gaan 'n klein stukkie musiek maak, is 16:03 nou. Wanneer ek terugkom, gesels ek met die hoof van munisipale verkeer en wetstoepassing, iemand anders as meneer Henry Williamson in ons ateljee is. Reg, dan sê baie welkom terug hier by Handbeat FM. Dis nou presies 20 minute nou oor 3 uur. Wees veilig asseblief as jy op die landse paaie is. Onthou hier in Mosselbaai is redelik padwerke veral by Louis Fourie-weg. En by Voorbaai se kant, ek het ingekom vanaf na Mosselbaai van daardie kant af, so vergewis jouself van dit asseblief. Sou jy enige verkeersprobleme van kennis dra, stuur vir my boodskap na ons WhatsApp toe, maak vir my so kort voice note en ek vergewis my van wat jy vir my sê.
Ek is Chris Ugawie, ek sit in ons Mosselbaai se ateljee. Ek sit hier met 3 menere, adjudant offisier Kappie Kap, hy is by die KwaNongaba se polisiestasie. Ek is sopas met meneer Raadslid Leon van Dijk gesels, hy is die portefeuljevoorsitter vir gemeenskapsveiligheid. Nou gesels ek met hierdie hoof munisipale verkeersbeampte en ook wetstoepassing, meneer Henry Williamson, weer eens baie welkom. U laat my so dink aan meneer Piet Stroebel. Ken meneer vir hom? Ek weet van hom. Ek het baie onderhoude met meneer Piet Stroebel gedoen, verkeerssake in die Issaquah is 'n omgewing. Nou, u is die verkeershoof en ook getaak met wetstoepassing. Wat doen die munisipaliteit meneer Williamson met betrekking tot onregmatige grondbesetting? Wat sou u sê? Christo, dankie, ja. Nou, die onregmatige grondbesetting is ongelukkig nou nie dit 'n geval wat net in Mosselbaai is. Dit is eintlik landwyd 'n probleem. Maar ongelukkig is dit sodat die plaaslike owerheid het die verantwoordelikheid nou om toe te sien dat dit beperk kan word. Nou, soos die MMC vir veiligheid reeds genoem het ons 'n reaksie-eenheid op die been gebring, wat bestaan uit 'n klomp jong manne wat opgelei is om so 'n situasie te hanteer, en probeer ons deur sigbare polisieerings proaktiewe aksies loods om te voorkom dat hierdie onwettige strukture, soos ons dit ook noem, opgerig word en sodoende hierdie onregmatige besetting dan plaasvind. Maar ons is nie alleen nie. Ons het ook 'n diensverskaffer wat ons help daarmee. Hulle doen ook vir ons monitering en ook wanneer daar geïdentifiseer is, daar strukture wat verwyder moet word, dan sal hulle die breekwerk doen en ons sal die beveiliging doen. As dit nou verder gaan, dat dit 'n opstandige aksie raak, dan sal ons kollegas van die Suid-Afrikaanse polisie ook toetree en ook dan die situasie daar hanteer. Ek kan noem dat daar is baie klagtes oor onwettige grondbesetting. Ons doen die optredes wat nodig is, maar die risiko bestaan dat hierdie grondbesettings skuif in tye deur na die aandure toe waar die ouens in die nag hierdie strukture begin opslaan, wat dit vir ons ook moeiliker maak om te kan reageer. Ons het gevalle gehad in die verlede waar ons wel optredes geloods het, maar dan het moes beamptes of selfs voertuie deurgeloop, onder klippe wat gegooi is en die mense hou nie af van wat ons doen nie. So dit het ons genoodsaak deur die raad se toe doen, laat ons dus panservoertuie bekom. Nou mense dink ons wil gaan oorlog maak, maar ons wil nie oorlog maak nie, dis die laaste ding wat ons wil doen. Ons moes dit noodsaak, omdat ons die veiligheid van ons eie personeel belangrik ag. Jy moet weet, Mosselbaai is nie net 'n plat stuk aarde nie, hy het klowe en koppies. So noodwendig om die voertuie geparkeer word daar aan die een kant, dan moet jy maar te voet afgaan. Die probleem is wanneer die aksie oorgaan om die strukture te kan afbreek, dan raak die opstandigheid daar. So nou, hulle is te voet, voertuie is alleen daarbo, en as jy terugkeer, is die voertuie beskadig. Ek wou juist gehad het meneer moes 'n bietjie gesels oor die raamwerk waarbinne hierdie strukture dan afgebreek word. Heeltemal reg. Wat hulle daar doen is, wanneer 'n struktuur nog nie bewoon is nie, is dit die volste reg dat ons daardie struktuur kan afbreek. Ingevolge die PAI Act, soos die Prevention of Illegal Eviction of Occupants, wanneer het geag bewoon te word, dan mag ons glad nie optree as loods. So, die hele idee is 'n proaktiewe optrede van identifisering en dan optrede. Onbewoon breek die struktuur af. As die inwoner homself verklaar, dis sy eiendom, natuurlik is daar regstappe wat volg. Hy word aangekla vir die sodanige oortreding en dan word hy voor die hof gedag. Verdere aksies wat geloods word is dat ons dan 'n proses moet volg om 'n onwettige uitsettingsbevel te kry, wanneer die struktuur bewoon word. Dit natuurlik het ander komplikasies wat dit ook inhou vir die owerheid self, en dit is 'n lang proses om sodanige eviction orders tot uitvoering te bring in so 'n geval. Okay. Ja, dit is baie interessant en ek wil sommer meneer Williamson klaarmaak, sien dat ek met hom gesels en dalk kan adjudant offisier Kap net 'n bietjie nader sit, want ek wil baie graag na hom ook beweeg. Daar word dikwels gesê dat daar meer sigbare polisieering die antwoord is vir minder misdaad. Hoe word dit hanteer
tans, ek dink julle doen tans patrollies in hierdie verband. Hoe werk julle saam met en watter inisiatiewe is in die pipeline en meneer Kap kan ook dalk hier inkom sou dit nodig wees. Christo, ons geval aan die wetstoepassingskant, ons het die komponent van verkeer en ons die komponent van ons bylaw enforcement. So wat meestal gebeur, verkeer kan voorstanddienste doen waar ons voertuie aftrek en nagaan vir die padwaardigheid daarvan, met terselfdertyd kyk jy ook vir ander misdadige aspekte. Maar die wetstoepassingskomponent is meestal gekoppel aan die Suid-Afrikaanse polisie met optredes wat van hulle kant af kom. Wanneer daar sekere aksies geïdentifiseer is wat geloos, dan sal hierdie manne bykom en ons sal mekaar ondersteun. Nie dat ons hulle werk doen nie, maar ons is ondersteunend tot mekaar, net soos wat hulle vir ons ook is. So, gewoonlik is dit op voorstanddienste wat ons doen, maar ons kry ook ander oproepe tot visiteringslasbriewe of selfs mense wat gesoek word deur die polisie en dan sal ons daar inkom en ook saam met hulle sulke aksies loods. Of selfs spaza shops wat ondersoek moet word en wat onwettig is en sal ons ook optrede saam met hulle loods. So ons werk baie hand aan hand met mekaar in die sin van wanneer dit kom by tipe misdaadaksies. Verkeer op sy eie kan op sy eie funksioneer, hy het die magte daarvoor, maar noodwendig nie altyd die beste om te doen nie. So op daai gedeelte is SAPD ook betrokke. Maar ons doelwit is om mekaar te ondersteun, want om in silo's te werk is nie meer die oplossing nie. Ons moet ondersteunend werk met mekaar as al ons misdaad gaan bekamp. Jy het doelwitte wat ons het om meer sigbare polisieering te doen, maar dit help nie jy ry met 'n voertuig op en af van die straat nie. Jy moet eintlik te voet wees. En die idee is dat ons baie keer probeer om mense op die voete te sit. Want dis waar jy interaksie het met jou gemeenskap, jy kry inligting uit en jy kan dit oorgee aan die nasionale intelligensieafdelings, maar ook terselfdertyd beplannings doen om aksies te loods om misdaad te bekamp. So ons werk aan dit. Dit is 'n deurlopende proses wat jy moet ondersoek en aanpas, want soos ons weet, die misdadiger pas ook aan. Hy is altyd gewoonlik sê hy is altyd een voor. Jy het vandag 'n slot uitgewerk wat nie kan breek nie, jy is klaar besig om te kyk hoe hy gaan regkry. So dis deurlopend ondersoek en dis waar die JOC as sulks ook 'n groot rol speel met die CCTV kameras wat ook vir ons daadwerklik inspireer, wat goed identifiseer en ons reageer daarop. En alles het ten doel. Ons meestal werk, soos ou Kap ook vir jy kan sê, by die ondersoek van misdaad is dit reaktief. Na die tyd, dossier, ondersoek, neem getuieverklaringe en so aan, en daarvoor die hof. Maar die idee moet uniform polisieering en wetstoepassings eenhede is om proaktief te wees. So wat jy nou moet doen is voorkom dit, eerder as wat ons die nagevolge moet hê. So dis waar die CCTV kameras en ons operasies ook kom. Gekoppel aan hulle misdaadstatistiek waar swart kolkruisings is of waar misdaad die hoogste funksioneer. En dis hoe ons mekaar ondersteun, veral in Mosselbaai. En ek moet sê, ou Kap kan verskil, ek kan saamstem. Maar Mosselbaai is nogal 'n plaaslike owerheid waar al die komponente van wetstoepassing baie goed met mekaar saamwerk en eintlik met mekaar inslot sonder enige wie's baas en wie's klaar tipe aksies hierso. Ja, ek dink dit is eintlik belangrik dat daar so saam met mekaar gewerk kan word en veral ook met die Joint Operational Center soos u ook terecht noem. Meneer Kap, ek wil net u met die mikrofoon daarna u te skuif. Ek dink ek en meneer Kap het al telefonies op die radio gesels. Ek het nog nie voor meneer Kap gesit soos ek nou voor meneer Kap sit nie. Wil eerstens oor Kappie Kap. Sê vir my, ek wil altyd gehoor en ek gaan van die geleentheid gebruik, maar wanneer meneer Kap sit hier by my, ek het altyd gewonder oor u naam, Kappie. Dit laat my dink aan Draadkar de Lange, dit laat my dink aan Magtoring de Pree, en hier het ek te doen met Kappie Kap. Ja, Christo. As jy gebore met daai naam? Nee, Christo, kyk, dit is maar 'n naam wat die gemeenskap vir 'n mens gee. Jy sal agterkom die meeste van die tye, wanneer as jy ou so van Kap is, dan gaan 10 te 1 sy bynaam Kappie wees. En toe is dit nou net so lekker, hy klink so lekker op die tong. Kappie Kap. As die manne op die radio praat, dan sê Kappie Kap, en as die manne in die koerante lees, dan sê Kappie Kap.
Ja, so dit is waar hierdie gebore het. Deur ons joernaliste, plaaslike joernaliste hier in Mosselbaai omgewing en dit is waar die naam van kom Kappie Kap. Nee, ek het nou duidelikheid daarom tree nou het ek eerstens gehoor waar dit vandaan kom. Wat is die geboortenaam? Ek is Ibrahim. Ibrahim. Yes. Ja, Yes. Dis 'n Bybelkerknaam ook nog. Welkom hier so by ons Kap. Baie Ons het nou dankie. gesels oor die statistieke. Kan jy vir ons so 'n bietjie inlig rondom van die misdaadstatistieke wat verlede week tydens 'n media-konferensie op distriksvlak in George gedeel is? Is daar enige uitskieters met betrekking tot Mosselbaai? Hoe lyk die dinge hier by julle op die plaaslike vlak? Ek sê baie dankie vir die geleentheid en vir die luisteraars wat luister. Ek dink die mense wil goeie nuus hoor en ek dink is 'n tyd. Ons het verlede week het ons 'n perskonferensie gehad saam met generaal Chichana, ons distrikhoof en waar ons die misdade nou uitgepleis het en so meer. En die generaal het spesifiek genoem dat dit is ons in hierdie streek wat hulle noem die Garden Route distrik wat dan so baie goed doen in die provinsie. En ek wil vir die mense graag sê dat ons 'n misdaad in alle kategorieë wys 'n afwaartse kurwe. Daar is hier en daar 'n probleempie, maar oor die algemeen ons kontakmisdrywe soos aanrandings, jou rowe en aanranding ernstig, daardie tipe misdrywe het 'n afwaartse kurwe getoon in 'n kategorie in die kategorieë. En dit wys vir jou net dat daar word gewerk. Ons het egter 'n probleem met bedrog. Sake wat die lig ingeskiet het en waar ons mense uitgebuit word, ons wat baie hard werk vir hulle geld. Ja, en hierdie mense ongelukkig want almal wil nou maar 'n potjie goud hê, jy weet, en oor die hard werk vir klomp geld en dan word ons mense in dit 'n slapriem gevang, maar ons is daar uit nog steeds met 'n paar bewusmakings veldtogte waar ons mense probeer bewus maak deur die media, die radio, met die koerant en so en ons sê vir die mense luister, wees versigtig en toets eerder. Onthou, as jy nie ingeskryf het vir 'n kompetisie nie, hoekom kan jy nie wen nie? En hier kom 'n ou, hy sê vir jou, maar jy moet nou eers R500 of R5000 inbetaal voordat jy R150.000 kan kry. En ag, voel tog maar nou Christus ons arme mense val vir dit. So ons probeer ons mense hoe kan ek nou sê bewus maak daarvan dat daar is sulke tipe misdrywe daar buitekant en dit skiet die hoogte in. Ons is op die stadium besig met ons intelligensie om sekere goeders bymekaar te sit, sekere prosesse te kan loods en sodat ons hierdie ding te kan slaan. Ek is baie verheug om te hoor dat u noem dat in die statistieke wat julle voorgelê het vir die provinsiale meneer Chichana in George en daarin is daar afwaartse kurwe in veral die kontakmisdade soos jy genoem het. Dis baie verblyend om dit te hoor. As jy nou praat in vergelyking met George en nie net in George nie, maar in elke gebied kry veral vir naweke, veral op maandag, is maandagooggend vroeg op die radio en lees ek die nuus wat die naweke gebeur. Dit is verskriklik wat gebeur. Nou, ek het kennis geneem van die goeie samewerkings, kan ek amper sê tussen aanhalings ooreenkomste tussen die polisie en die Mosselbaai munisipaliteit. Ek verstaan julle werk baie lekker saam. Wie doen wat? Die polisie het lank terug ons besef dat ons kan nie op ons eie misdaad bekamp nie. Nee, ons kan nie. Ons het die gemeenskap nodig. En ons het vennootskappe nodig. En weet jy, van die beste vennote wat ons of van die eerste vennote wat ons geervaar het, veral in die Kwanagaba area, was die Mosselbaai munisipaliteit wat uitgekom het en vir ons baie geondersteun het met alles wat ons nodig het. En weet jy, as jy kyk aan manne wat met visie, dan praat ons nou hierso van ons MMC, hierso hier langs aan my, meneer Van Dijk, wat hierdie visie gehad het om hierdie sentrum bymekaar te sit. Praat van meneer Williams en hulle wat altyd bereidwillig is om ons te kom ondersteun. En daar is baie kere dan wonder mense, wie is nou eintlik in beheer hierso van polisieering in die dorp? Jy weet, maar weet jy wat nee, ek moet vir julle sê die polisie se mandaat is om misdaad te ondersoek en om misdaad te bekamp. Dis ons mandaat heel eerste. So ons vat die leiding daarso en die munisipaliteit se die wetstoepassing van 'n gedeelte van die munisipaliteit is daar om ons te ondersteun en hulle doen 'n fenominale job, sal ek dit maar so stel. Hulle ons werk so lekker saam. Ons het al soveel suksesse gehad, Christo, en ek kan vir jou sê, ek dink ons munisipaliteit en wat ons hierso doen is 'n maatstaf vir ander dorpe ook. Ek kan amper sê ek wil sommer so
tongetjies sê, ek dink iewers so aan die nerve center wat nou onlangs gaan begin in George, wat nou eers daar gaan begin in George met dieselfde konsep. Maar ek dink dit is die manier vorentoe, en ons is regtig bly om te kan aankondig dat daar's geen probleme tussen die polisie en die munisipaliteit. Ons almal ken ons rolle, almal weet wat ons moet doen. Ja, en ek dink wanneer daar so goeie samewerking tussen kan amper noem twee verskillende komponente is wat dan op die einde van die dag kragte saamspan om een doelwit te bereik, is makliker, want twee koppe is beter as een kop. En dit is dieselfde konsep. Daar is ook onlangs veel berig oor die misdaadtendense met betrekking tot 'n sekere gedeelte van Louis Fourie-weg in die Dias, oftewel Blue Waters omgewing. Kan jy 'n bietjie daaroor gesels oor die voorvalle en wat die polisie se suksesse met betrekking tot die ondersoeke en dan ook die voorkomende aksies wat intussen in werking gestel is? Laat my net begin neer te sê. Ek dink as ons kyk 'n paar jaar terug, sê 10 jaar terug waar ons nie kameras daar so gehad het ons verskriklike probleme daar gehad. Nou 'n sekere area word gekenmerk as 'n hotspot omdat misdaad skuif. As jy hierso sekere goed in plek was, skuif jy misdaad na 'n ander plek, dan word 'n ander plek nou weer die hotspot en so aan. Maar met hierdie moniteringskamera wat ons het, wat ons moontlik gemaak gewees het deur ons munisipaliteit nie. Is dit soveel makliker, Christo, en dit is amper asof dit 'n afskrikmiddel is vir ons skrikke daar buite kan, jy weet. En die kwaadenders nie, maar nou weet, en almal is bewus daarvan, jy weet. So dit maak ons werk baie makliker. Ek kan vir u sê sedert 2024 tussen die 3de maand Maart en tot en met nou toe 2025 was daar 7 sake geregistreer in daai area. Nou voorgaan daai, is dit 'n kamera wat daarop is? Ja, die kameras is in daai area en ek gaan nou nie sê waar die kameras is nie. Nou kom ek vra, as dit kan hulle dit sien? Is dit sigbaar vir hulle? En is dit bereikbaar vir hulle? Een van hulle is, ja. Maar is dit nie bereikbaar ook vir hulle nie? Nee. Want ek wil sê, kyk op ander plekke vernietig die manne daai goed en veral op die hoofweë in George ook waar baie sulke misdade plaasgevind het. Ek dink ons munisipaliteit op George het ook op 'n stadium daai kameras daar opgesit in daai hoë misdaad area. Weet jy wat doen die diewe dan? Vernietig hulle dit. Ja. En dit kos die owerhede soveel geld om dit reg te maak weer of te vervang weer. Nou weet jy, ek dink ons MMC sal beter daaroor kan gesels as hy weer 'n geleentheid gaan kry rondom spesifieke kamera. Maar wat ek kan sê is dat dit was een van die hulpmiddele en ek dink die wetstoepassing van die munisipaliteit baie gehelp. En toe ons vergaderings begin hou en gesels met mekaar en sê, hoe gaan ons nou hierdie ding bekamp? Was dit maklik geweest want ons het nou meer manne daarso gehad, meer patrollies was gedoen, ons die publiek bewus gemaak van wat meer sigbaarheid ook. Dis hy. Soos meneer Williamson gesê het vroeër, die proaktiwiteit is dan nou sommer verhoog omdat ons wil gehad het dat as daar nou 'n insident is, nou moet ons reaktief optree. En dit is wat ons nou daar gesien het in daai. So wat ek vir julle kan sê is daar was baie suksesse geweest. En op die 6de van hierdie maand was een van die ouens daar so toegesluit. Of eerder wat in die hof geverskyn. Nou al hierdie sake, selfs met modus operandi, en dit is gewoonlik rowe met 'n wapen anders as 'n vuurwapen, met ander woorde met messe en met byle en so aan. En dan word hierdie ouens gearresteer. En ek kan vir julle sê daar's groot sukses geweest met die hulp natuurlik van ons manne daarso in die Joint Operations Center wat ons kon gesê het. En dit maak dit net makliker as jy saam met die ouens werk en jy kan sê maar hoorie en jy weet wanneer dit kom by wanneer ons hof toe gaan om evidence bymekaar te sit of om bewysstukke bymekaar te sit, maak dit net makliker vir ons as polisie om saam met die owerhede te werk. So in daai opsig kan ek vir u sê ons het sekere goed in plek gesit vir Blue Waters of eerder vir Louis Fourie, maar die beste medisyne is altyd jou sigbaarheid. En nog eerder, meer beter as dit is ons eie mense se bewustheid rondom dit om cautious te wees wat jy doen en waar jy gaan loop en so meer, sodat ons mense weet daar is 'n probleem daarso.
So ons wil nie kanse vat onnodig ons selfone loop in openbaar verstaan en jy ry alleen daarso, miskien of jy draf alleen. En ons moenie so voel in ons plek nie. Maar ongelukkig het misdaad van niemand nie. En daaroor moet ons as persone, as mense, ons eie mense, moet bewus wees wat rondom hulle aangaan. En ja man, is belangrik, want ons dorp wil mense aantrek, ons wil toeriste aantrek, ons wil besigheid aantrek. So is belangrik dat ons almal hy verantwoordelikheid vat op ons. Absoluut, en dit sluit aan by wat meneer Williamson vroeër genoem het van toe hy melding gemaak het van liefs as wat jy nou met 'n voertuig op en af van die straat ry, wees liewer te voet op te voet, dan nou kan jy baie meer engage, jy kan met die gemeenskap kan jy gesels. En dit versterk ook daai kommunikasie tussen die polisie of die munisipale wetstoepassingsbeamptes en die gemeenskap, sodoende om misdaad te kan bekamp. As daar nie daai kommunikasie is nie en daai kanaal tussen die gemeenskap en hoe gaan ons die informasie kry? Hoe gaan die polisie dit kry? Hoe gaan die wetstoepassingsbeamptes dit kry? Ek dink dit is iets wat ons hoog op prys moet stel. Meneer Van Dijk, ek wil vinnig na u toe kom. Ons het gesels oor hierdie CC beheerkamer of stelsels. Daar word dikwels gewag gemaak en van funksionaliteit van die CCTV beheerkamer en ook die uitbreiding van sekuriteitskamera kapasiteit ten einde misdaad te voorkom en ook suksesvolle vervolgings te kan doen. Kan u vir ons 'n prentjie gee van wat tans in plek is? Wat is die Joint Operational Centers CCTV kapasiteit en hoe gaan dit uitbrei? Dankie Christo, Kappie het mooi verwys na om te sê dit is 'n hulpmiddel en dit is presies wat dit is. Daar's 'n aanwesigheid van 'n bepaalde idee of gedagte in die gemeenskap dat kameras altyd alles kan sien. En dan is daar ook natuurlik die ander benadering wat sê dat ons moet altyd weet wat aangaan. En dit is nie so nie. So die kameras is nie altyd die alfa en die omega nie. Maar wat dit wel is dat dit stel ons in staat om bepaalde aspekte te identifiseer, bepaalde riglyne daar neer te lê, bepaalde strukture in plek te plaas of bepaalde beplande aksies daar te stel. So in die geval van die Joint Operations Center of die GOS, soos jy in Afrikaans mooi gesê het, is dat tans so 350 kameras en dit is versprei oor 15 wyke op hierdie stadium, Kappie, en ons is besig om dit nog uit te brei. So die kapasiteit van die Joint Operations Center is so om by 1000 kameras. En 'n mens moet dan verstaan dat daar verskeie tipe kameras is waarna ons kyk. Mens kyk na pan, tilt en zoom kameras. Jy kyk na license plate recognition, met ander woorde waar 'n voertuig van Kaapstad al sou inkom. Die polisie word dan in kennis gestel dat daar potensieel, soos hulle Engels sê, geflagde voertuig is. Dit word geïdentifiseer en soos wat hy dan deur dorpe bevorder en daar sulke kameras is, word daar dan beplande aksies geloods om seker te maak dat hierdie voertuig dan wel gestop word. Of deur 'n verkeersbeampte of natuurlik deur ons kollegas die Suid-Afrikaanse polisie. Ek wil so 'n bietjie aanhaak wat Kappie gesê het rondom Blue Waters. Daar op daai spesifieke punt is daar 4 kameras wat in spesifieke rigtings wys op een spesifieke paal of ligging. Maar dan is daar ook ander kameras op ander plekke en dit gaan ons nie graag bekend maak nie wat bepaalde sigvermoëns het. So ons het gehelp, soos Kappie reg gesê het, om te identifiseer. En dan het die munisipaliteit nou, soos ons in Engels sê, 'n effort gemaak. Wat is 'n effort? Moeite gemaak. Daar sê dankie Kappie. En wat ons wel gedoen het is ons bring binnekort die eerste 2 radarkameras in wat 'n sigvermoë van om en by 5 km per kamera sou hê en wat interaktief met mekaar kan funksioneer. Maar so 'n kamera kos in die omgewing so R60,000. So dit is maklik om te sê jy sit kameras in en dit is baie moontlik om kameras in te sit oral. Maar wees die topografie van Mosselbaai, moet 'n mens besef dat 'n mens eers bepaalde hoogtepunte moet vestig. Jy moet seker maak dat daai spesifieke link, soos ons in Engels sê, gelei word na die GOS toe of die Joint Operations Center. So wat 'n mens wel moet sê is dat die vraag wat ons baie kry is hoe gereeld maak die polisie gebruik natuurlik van beeldmateriaal. Dit gebeur daagliks. En dan word daar soms in die media gevra dat ek weet ons moet bewys lewer van al hierdie dossiere ensovoorts wat afgehandel word deur die Joint Operations Center. Dit is soos Kappie uitgelig het nie ons plig nie. So ondersoekbeampte sal bloot instap. Hy sal sê
Ek het 'n misdaadtoneel gehad, so en so, is daar 'n aanwesigheid van 'n kamera? Die antwoord sal wees ja of nee. As dit ja is, dan sal ons sê goed, kom ons kyk of ons potensieel enige beeldmateriaal kan bekom. En as daar beeldmateriaal beskikbaar is, dan word dit vir daardie speler gegee. En dit word op 'n bepaalde geordende manier gegee. So nie enigiemand kan inligting uit die Joint Operations Center kry nie. Nie as 'n versekeringsmaatskappy nie, niemand nie. Dit geskied by wyse van 'n SAP 21 aansoek wat deur die speurofficier afgeteken word. Daar word 'n versoek gerig, die dossier en die beampte kom in. Ons kyk of daar beeldmateriaal is. As daar is, word dit gegee en dit word dan, ek dink, proaktief en reaktief dan aangewend. Baie keer word ons gevra, gee vir ons voorbeelde. Wel, Louis Fourie is 'n tipiese voorbeeld van waar hy ons aangekeer is. Treffend trapongelukke waar mense gesien word waar hulle mense doodry en dan dood eenvoudig agter die stuurwiel gekry word of waar ongelukke plaasvind. So kom ek gee nog 'n voorbeeld, wat 'n maklike voorbeeld is. In die laaste maand 117 brande geïdentifiseer deur die brandweer, waarvan 95 deur CCTV kameras eerste opgetel is, weens hulle hoogte, weens hulle liggings en weens hulle sigvermoë. So 'n mens moet nie altyd net kameras in 'n misdaad scenario sien nie. Hulle word ingespan vir die NSRI in terme van lewensredding. Daar word gekyk na ons eie bates, die openbare domein word beskerm. So daar's 'n reeks van voorbeelde, maar die Suid-Afrikaanse polisie is ook net so sterk soos wat ons hulle maak en wat die gemeenskap hulle maak. En baie keer kry ons hierdie situasie van nee, maar kyk maar op die kameras of die kameras behoort dit te gesien het. Maar ons vergeet soms dat ons moet ook 'n bietjie gedissiplineerd as 'n gemeenskap begin optree en die Suid-Afrikaanse polisie ook help. So die kameras maak dit dan ook moontlik vir julle as ek kan amper sê as 'n voorkomingsmeganisme voordat soos jy nou genoem het, die kameras is op daai spesifieke hoogte geplaas en op daai angle wat hulle en dit het dit moontlik gemaak vir owerhede om sekere aspekte na te gaan of wat ook al. Korrek. Daar is bepaalde beleid rondom wie mag kameras plaas binne die munisipale jurisdiksie van Mosselbaai en ons laat gewoonlik buurtwagte en ons noem dit maar community safety forums toe en dan natuurlik die Joint Operations Center want dis nog 'n vraag wat ons kry is wie bepaal waar kameras geïnstalleer word. Wel, dis eintlik baie eenvoudig. Dit gaan oor konsultasie met die gemeenskap, konsultasie met die Suid-Afrikaanse polisie en natuurlik soos Henry tereg uitgelig het in terme van swartkol bedrywighede of plekke. En dit lei ons om dan te sê hier is 'n probleem, hoe help ons die Suid-Afrikaanse polisie en onsself om seker te maak dat ons proaktief kan optree en seker maak dat ons hierdie bepaalde beeldmateriaal toepaslik beskikbaar het. 13 nou voor 4 uur, en moet eerlik wees, ek was nie bewus van die uitmuntende goeie samewerking tussen hierdie verskillende departemente, die polisie, verkeer, die munisipale wetstoepassingsagentskap en dies meer. Ek dink dit is voor die hand liggend dat julle afwaartse kurwe getoon het in daai statistieke as gevolg van die goeie samewerking, ooreenkoms sal ek seker sê tussen hierdie. Meneer Van Dyk, enige slotgedagtes van u? Nee, ek dink miskien wil ek net sê dat ons werk so 'n bietjie wel eintlik is die antwoord ja, nee. Ek wou miskien net genoem het dat die Suid-Afrikaanse polisie is so 'n bietjie in 'n moeilike posisie in Kwanangaba. Wat ons van die munisipaliteit se kant af is, ons probeer hulle ernstig ondersteun met die bekoming van grond of die daarstelling van grond. Ons het ook indringende ondersoek aangevra met betrekking tot die bestudering of soos hulle in Engels sê feasibility studies wat wel vir ons sal aandui dat ons kyk na die rangstrukture en daardie versoek is ook gerig aan generaal Patekile wat die provinsiale kommissaris is. En ek dink baie keer sien mense nie hierdie samewerking soos u dit reg genoem het raak nie. Daar's baie meer wat agter die skerms aan die gang as wat mense dink. Maar hierdie beeld word altyd geskets dat daar professionele jaloesie is ensovoorts en dit is nie die geval nie. Daar is absolute samewerking van grondvlak tot op die hoogste vlak. Daar's gereelde interaksies, daar's gereelde ondersteuningsdienste, daar's gereelde samekomste en kommunikasie. So van ons kant af wil ons ook vir die Suid-Afrikaanse polisie sê baie dankie vir die ondersteuning. Ons kan nie anders as om te sê dankie en dankie dat julle ook 'n vernoot is van die Mosselbaai munisipaliteit. Ons sê dit is die stem van die portefeulje voorsitter vir gemeenskapsveiligheid hier by die Mosselbaai munisipaliteit, Raadslid Leon
van Dijk. Dan adjudant offisier Ibrahim Kap, wat is u slotgedagtes? Christo, baie dankie. Ek wil net weer eens sê baie dankie vir die geleentheid wat ons gekry het. Dit is eie sy soort hierdie geleentheid waar ons bymekaar kan sit en dat ons 'n paar dinge kan, soos my pa het gesê, 'n paar palle kan gekap het, dat mense weet waar ons staan. Grense is getrek en lyne is getrek en die mense weet nou. Ja. Ek wil net sê ten einde laaste, baie dankie vir ons vennootskap met die munisipaliteit. Maar ons mense moet beweet ook dat misdaad en ons veiligheid is almal se besigheid. So ons almal sal met hande vat en ons almal sal moet kom tot hierdie besef dat dit is nodig dat ons vir mekaar daar moet wees as Suid-Afrikaners, as Mosselbaaiers, en ons moet kyk aan mekaar en dit is nodig dat ons so weet dat wanneer ons as misdaad regtig gaan bekamp, is wanneer ons almal ons gedeelte gaan doen. So ons wil die mense aanspoor, raak deel van jou buurtwag, raak deel van jou straatkomitee, raak deel van jou straatpatrollies en jou GPF en doen jou deel. Dan gaan ons sien, dan gaan dinge gaan verander saam met ons. Baie dankie Christo en baie dankie vir die geleentheid. Nou, baie lekker. Dan is meneer Williamson, Henry Williamson, hy is die hoof van munisipale verkeersake en wettoepassing. Ek wil graag by hom ook hoor of meneer Williamson enige slotgedagtes het, meester. Christo, dankie. Ja, ek kan noem is dat soos beide partye reeds gesê, die MMC en oude Kappie. Kappie Kap. Is dat ons gemeenskappe moet ook ingestel wees om te kyk na hulle eie veiligheid. Wat ons ook moet weet, Mosselbaai is nie meer wat hy 10 jaar gelede was. Die bevolking raak meer, daar's 'n toevlug van mense en die misdadigers gebruik ook hierdie geleenthede in saak toe. So al hoe ons misdaad gaan bekamp as ons almal saam staan en dit teenstaan. En ons ook die ondersteuning gee saam met SAP, die kollegas, om hierdie aksies teen te werk om ons mense onveilig te wil goed en te wil intimideer. Ja, ek wil namens die, want kyk die radiostasie is die stem van die gemeenskap. So ek wil namens die gemeenskap wil ek vir julle baie dankie sê. Dalk het hulle nie die geleentheid of die manier om direk met julle te kan gesels soos nou nie. Daarom wil ek hierdie geleentheid gebruik maak namens die Mosselbaai se gemeenskap om te sê baie dankie vir julle, meneer Williamson, adjudant offisier Kappie Kap, raadslid van Dijk, baie dankie vir dit wat julle doen aan die gemeenskap om hulle te beveilig en veilig te hou en ook om daai band en verhouding tussen julle en die gemeenskap altyd neutraal te hou, oop te hou en toeganklik te hou, want dit is hoe ons alles gaan kan oplos as ons toeganklik is na mekaar toe. Baie dankie vir julle, hoor. Baie dankie vir julle. Dit is hierdie week se gesprek. Ek gaan 'n mooi fotootjie nou saam met die menere neem, Heartbeat FM, ons Facebook bladsy dop. Jy gaan die verkeershoof gaan jy sien daarso, adjudant offisier Kappie Kap en meneer van Dijk gaan jy sien. Saam met my, ek gaan nou net die fotootjie gaan ek plaas. Ek skakel oor na ons hoofateljee op George, se 7 voor 4 uur. Die nuus gaan jy hoor om 4 uur. Chris Sogabi hier vanuit Mosselbaai. Totsiens.